Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Numeri hoofstuk 2. Hierdie hoofstuk word soms maklik oor die hoof gesien, omdat dit hoofsaaklik handel oor die rangskikking van die Israeliete rondom die tabernakel. Tog is dit veel meer as bloot 'n logistieke uiteensetting. Dit bied vir ons 'n betekenisvolle beeld van hoe God sy volk georden het en hoe sy teenwoordigheid die middelpunt van hul bestaan moet wees. Die Here gee aan Moses en aan Aaron spesifieke instruksies oor hoe die 12 stamme van Israel rondom die tabernakel moes kamp opslaan. Nou hierdie stamme was die afstammelinge van Jakob se seuns en kleinseuns en het saam die volk van Israel gevorm. Wat opvallend is dat die tabernakel, die plek wat God se teenwoordigheid onder die volk verteenwoordig het, in die middel van die kamp geplaas is. Al die stamme moes daaromheen kamp opslaan. Dit het al voortdurend herinner dat God die middelpunt van hul lewens moes wees. Hul identiteite, rigting en eenheid het nie uit stamverband gekom nie, maar uit die feit dat God in hul midde gewoon het. Ons lees verder dat elke stam sy eie aangewese plek gehad het. Niemand kon self besluit waar hy wou wees nie. God het aan elke stam 'n spesifieke posisie en verantwoordelikheid gegee, en dit beklemtoon dat God 'n God van orde is en dat elkeen 'n plek binne sy plan het. Selfs in die woestyn, te midde van onsekerheid en uitdagings, het God orde, beskerming en leiding voorsien. Elke stam het ook onder sy eie banier kamp opgeslaan. Hierdie baniere het die identiteit, erfenis en plek van die onderskeie stamme binne God se volk verteenwoordig. Nou volgens Joodse tradisie is Juda deur 'n leeu voorgestel, Efraim deur 'n os, Ruben deur 'n mens en Dan deur 'n arend. Hierdie baniere het nie net gehelp om orde in die kamp te handhaaf nie, maar het ook die unieke eienskappe, roeping en bestemming van elke stam beklemtoon. Hoewel elke stam sy eie identiteit behou het, was hulle almal rondom die tabernakel gegroepeer, wat gewys het dat hulle een volk onder God se leiding was. Wanneer die kamp opgebreek het, was daar ook 'n vaste volgorde waarin die stamme moes vertrek. God het nie chaos of wanorde toegelaat nie. Alles het volgens sy plan en tydsberekening plaasgevind. Nou hierdie orde het die volk gehelp om as een liggaam saam te beweeg en hul reis deur die woestyn aan te pak. Die hoofstuk sluit af deur te sê dat die Israeliete alles gedoen het soos die Here hulle beveel het. Hul gehoorsaamheid het eenheid, stabiliteit en rigting gebring. Nou Numeri 2 herinner ons dat dit oor meer as die rangskikking van tente in 'n woestyn gaan. Dit gaan oor 'n volk wat rondom God se teenwoordigheid georganiseerd was. Elke stam was uniek. Elkeen het sy eie plek en verantwoordelikheid gehad, maar almal het dieselfde middelpunt gedeel. Nou wanneer God ook die middelpunt van ons lewens is, bring hy orde vir ons sekerheid, eenheid in ons verskille en rigting oor ons lewenspad. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.